Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 27ste Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrif vir vandag sê, kabeldiewe slaan toe op 'n begrafplaas. Nuushooftrekke vir vandag lyk so: 3 mans doodgeskiet in Khayelitsha, wat blykbaar beplan was. Kabeldiewe slaan toe op 'n begrafplaas in Gqeberha. Vonnisverrigtinge hervat teen Kelly Smith en Key. Gevraagde lid Kiel de Boer het nie meer plek in Suid-Afrika nie. Osaka weer uit toernooi van tennis. Marizaan Kap terug vir vroue Protea span. Kabeldiewe ontsien ook deesdae nie eers met die mense wat gesterf het nie. Met skok het van die mense wat hulle geliefdes se grafte gaan besoek het, verneem dat verskeie slote langs grafte gegrou is om koperkabels op te delf. Verskeie grafte is beskadig by die Papenkuil begrafplaas wat in Gelvendale buite Gqeberha geleë is. 'n DA-woordvoerder het bekend gemaak dat die kabeldiefstal nou al 'n geruime tyd voorkom en hulle het met die ontsteltenis verneem dat die diewe ook nou begin het om begrafplase wat veronderstel is om 'n rustige plek vir afgestorwenes te wees, maar dit blyk nou 'n soeke na koper te wees. Dit blyk dat die koperkabels deel van die beligting was en die begrafplaas was vir 'n kort tydperk in donkerte gehul wat die veiligheid van besoekers in gevaar gestel het. Volgens die inligting is 'n sloot van sowat 10 meter gegrou om die koperkabels te verwyder. Die skade van die kabels is nog nie vasgestel nie en die skade aan die grafte is ook nog nie bepaal nie. Nog ander gebiede waar kabeldiefstal gereeld geteiken word is Nieuwbreiting, Swartkops, Young Park en KwaNobuhle. Volgens die bronne sal sigbaarheid van die munisipaliteit en die polisie dalk die probleem kan laat afneem. Omdat die sigbaarheid van die geregsdienaars nie gedoen word nie, kan die kabeldiewe maar rustig voordelf, want hulle weet patrollies in daai gebiede is maar aan die skrapse kant. Die DA het by die munisipaliteit 'n klagte gemaak en gevra dat die kabels gemerk moet word, sodat as die kabels by skrootwerwe ingehandig word, maklik herkenbaar vir die polisie sal wees. Khayelitsha was Vrydag aand weer die middelpunt van gebeure in die streek nadat 3 mans wat in hulle 20's was, doodgeskiet is. Moontlikheid van 'n beplande aanval was insluit. Die 3 mans se lyke is Vrydag aand net voor middernag ontdek in Mbesa Singel. Volgens die polisie is die motief van die onnodige aanval op onskuldige burgers nog in die stadium onbekend. Ian Cameron het genoem dat dit nie geïsoleerde gevalle is nie en dat die skietery gereeld in die omgewing van Khayelitsha en Gugulethu gebeur. Cameron het die polisie gevra om spesialis polisieeenhede nader te bring om te help om hierdie skietery te laat ondersoek. Die patroondoppies en rondes sal versamel word en vir ballistiese toetse gestuur word om die kalibers van die wapens te bepaal en of die betrokke wapens wat die patrone afgevuur het in ander misdade ook gebruik was. Volgens die polisie is niemand al vir ondervraging in hegtenis geneem nie. Enige iemand met inligting kan die polisie se nommer by 08600 10 skakel. Die vonnisverrigting in die saak van Kelly Smith sal vandag in Saldanha begin. Dit is egter nog steeds onduidelik of die 3 beskuldigdes, Apollos, Van Ryn en Smith, enige getuienis ter versagting van vonnis gaan inroep en om vir hulle te getuig en of hulle dalk self gaan getuig. Regter Erasmus het Vrydag in die Hooggeregshof dit duidelik gestel dat vonnisverrigtinge vandag sal begin. Dit sal oor 3 dae geskied en is vonnisoplegging vind Donderdag plaas. Die eerste 2 dae is vir die staat en verdediging om onderskeidelik vir verswarende en versagtende omstandighede te kan betoog. Vonnisverrigtinge begin vandag om 09:30. Die presidentsie het gesê die lied Kiel de Boer het vandag geen relevantie of plek meer in die Suid-Afrikaanse samelewing nie. Ian Cameron, DA-LP en voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, het die video van Malema wat Kiel de Boer in koppies gesing het op X gedeel en gesê die ouens voel veer vir Suid-Afrika. Na alles wat verlede week gebeur het met Ramaphosa se besoek aan Amerika, het die brekers voortgegaan met hulle haat in koppies, so sê Cameron aan media. Dis 'n element wat plaasmoorde 'n unieke misdaad maak, het hy bygevoeg. Die sing van die lied vol haat is nog nooit deur enige Suid-Afrikaanse regering veroordeel nie, buiten tot 'n sekere mate in Washington verlede week, maar slegs nadat hulle in 'n hoek gedryf is, so sê Cameron. Malema het op sy beurt volgehou, hy gaan nie in hegtenis geneem word weens die sing van Kiel de Boer nie, maar die konstitusionele hof het beslis dat die lied nie haatspraak is nie en ook nie geweld aanhits nie. Oud-president Thabo Mbeki het die naweek in 'n onderhoud met die SAB gesê Kiel de Boer
is 'n dreensang wat in die Afrika-tradisie gesing word en nie letterlik opgeneem moet word nie. Selfs in die struggle is die lied nooit letterlik bedoel nie. Eben Etzebeth en sy vrou Anlia gaan nog 'n tweede kind bykry. Heel wat bekend is, soos Maurice Pollard, wat ook tans swanger is, Gretel de Swart, Marcel Hopkins, Tracy McGregor en Christel van der Berg het reeds hulle gelukwense aan hierdie paartjie aangestuur. Eben Etzebeth voeg by, om pa te word het my lewe verander op 'n manier wat moeilik is om te beskryf. Baie geluk aan Eben en sy vrou. 'n Man wat glo gedreig het om president Cyril Ramaphosa dood te maak, het in die hof verskyn. Philip Masango, wat 27 jaar oud is, word in die Landdroshof van Kaapstad daarvan aangekla dat hy gedreig het om president Ramaphosa en Gordon Hill Lewis, die burgemeester van Kaapstad, dood te maak. Masango is op 23 Mei in Germiston aan die Oosrand in hegtenis geneem en na Kaapstad vervoer. Masango word ook van aanranding aangekla. Sy saak is tot 2 Junie vir verdere ondersoek uitgestel. Knysna se speaker het die trekpas gekry. Mqedisi Skosana van die ANC is verwyder op grond van bevindinge en aanbevelings van ondersoek na wangedrag. Die Knysna munisipaliteit word deur 'n koalisie bestaande uit die ANC, die EFF en die PA asook PBI beheer. Die onafhanklike ondersoek is op versoek gedoen nadat die Hooggeregshof van Kaapstad in 2022 uitspraak gelewer het in 'n saak teen die speaker en 17 ander raadslede van die Knysna Stadsraad. Die munisipale bestuurder moet nou 'n dringende raadsvergadering belê sodat 'n nuwe speaker verkies kan word. Die raad sal besluit wie die speaker is deur middel van benoemings en 'n verkiesing. Die DA Knysna het Skosana se ontslag verwelkom en in 'n verklaring gesê dis vanweë die DA caucus hier se onvermoeide stryd oor verskeie jare om wanadministrasie en korrupsie op die dorp te bestry. 'n 52-jarige man van Kariga in die Oos-Kaap sal na verwagting van dese week nog in die plaaslike Landdroshof moet verskyn op 'n aanklag van moord nadat hy 'n bewering Sondag aand 'n 18-jarige man doodgeskiet het. Die polisie het die oorledene geïdentifiseer as Leeuwen Solomon wat 18 jaar oud was. Lydens die verklaring het die oorlede na bewering die verdagte in die skouer met 'n mes gesteek. Daarna die verdagte na bewering sy 9mm pistool op 'n jong man gerig en verskeie skote op hom afgevuur. Die jong man is na 'n nabygeleë hospitaal gehaas, maar is met sy aankoms daar dood verklaar. Die verdagte is op aanklag van moord in hegtenis geneem. Sy vuurwapen is ingeneem en gestuur vir ballistiese toetse. Die Argentyn Angel Cabrera het Sondag die seldsame prestasie van 2 major golftitels in die bestek van 6 dae behaal toe hy die PGA kampioenskap vir seniors in Bethesda, Maryland gewen het. Cabrera het Sondag op die baan van die Congressional buiteklap weer so gemaak toe sy telling van 69 op -3 om op 280 8 beter as die baansyfer laat eindig het. Cabrera het sy loopbaan vroeër vanjaar afvat nadat hy in Augustus 2023 uit die tronk vrygelaat is. Hy is in 2021 op aanklagte van aanranding en gesinsgeweld skuldig bevind. Die 56-jarige relatief Goosen, wat op 68 houe was gesamentlik vierde met Darren Figart, wat op 73 houe was, en die 8ste plek met Soren Kelsen en Vijay Singh gedeel. Ben Griffin van Amerika het Sondag sy tweede PGA-titel verower toe hy die Duitser Matti Schmidt met 1 hou in die Charles Schwab uitdagtoernooi Fort Worth, Texas uitoorlê het. Griffin het die toernooi met 'n 71 houe afgesluit vir 'n toernooitelling van 268, 12 houe beter as die Colonial buiteklap se baansyfer. Keenan Vincent van Zimbabwe het Sondag met die Laure in Waterfall City se toernooi van kampioene by die Royal Johannesburg klub weggestap as die wenner. Die Spanjaard Paulo Badosa het die 10de gekeerde Naomi Osaka, die Japaner, gister in die eerste ronde van die Franse Ope met 6-7, 6-1 en 6-4 gewen. Die spannende wedstryd het 2 uur en 21 minute geduur. Osaka kon nooit verder as die derde ronde op Roland Garros vorder nie. Iga Swiatek, die verdedigende kampioen van Pole, sou verlig gewees het om 'n eerste hekkie te oorkom. Ondanks 'n trofeedroogte het haar spelpyl goed gelyk in haar oorwinning van 6-3 en 6-3 oor Rebecca Sramkova van Slowakye. Swiatek, wat die 5de gekeerde is, sal in die tweede ronde teen die Brit Emma Raducanu te staan kom. Raducanu het Wang Jingyu van China met 7-5, 4-6 en 6-3 gewen. Swiatek was aan al hulle vorige 4 kragmetings die wenner oor Raducanu. Kazakhstan se Elena Rybakina, voormalige Wimbledon kampioen, moes soog om die Argentynse kwalifiseerder Julia Riera met 6-1, 4-6 en 6-4 te wen. Amerika se Emma Navarro, die 9de gekeerde, het in minder as 'n uur 'n vernederende nederlaag van 0-6
1-6 teen Jessica Bouzas Monero gelei. Coco Gauff, die tweede gekeerde, kom vandag teen Australiër Olivia Gadecki te staan. Baie sterkte vir hierdie deelnemers. Marizaan Kaap sal aanstaande maand haar terugkeer vir die Protea vroue cricketspan maak. Cricket Suid-Afrika het 'n groep van 16 spelers bekend gemaak vir 'n toer na die Wes-Indiese eilande. Die eerste kragmeting is op Woensdag 11 Junie in Barbados. Sy is 'n ervare speler wat al in 149 eendag en 113 T20 wedstryde, sowel as 4 toetse vir die nasionale span uitgedraf het. Benewens die insluiting van Kaap is die twee naadbowlers Tumiseko Kunye en Ayanda Hlubi ook in die groep ingesluit. Jafta se kolf gemiddeld in 36 eendag wedstryde is 'n beskeie 11.78. Daarteenoor was Derksen met 276 lopies in 4 eendag wedstryde in Sri Lanka die voorste lopiemaker in hierdie reeks gewees. In hierdie span is daar een reël. Die reël is: ons kolf nie volgens nommers nie, ons kolf volgens iemand se rol. Haar groot rol is om druk te absorbeer en om die span oor die wenstreep te kry, het die afrigter gesê. Die Protea se toegroep is Laura Wolfhard wat die kaptein is, Tasman Brits, Nadine de Klerk, Annelie Derksen, Ayanda Hlubi, Singalo, Jafta, Marizaan Kaap, Ayabonga Kaka, Masabata Atlas, Sunay Lees, Karabo Meso, Nontlukelo, Mlaba, Tumiseko Kune, Nomdiso Sangase, Mia Naismith en Chloe Tryon. Die skotte ken hulle storie met lynstaandrywe, so die Stormers se vermoë om daardie fasette te ontwrig kan deurslaggewend wees. Die fikse Schikkerling is 'n groot lynstaandtroef wat die Stormers straks van die plaasvervangersbank af sal laat speel. Om in die lynstaande mee te ding is net nog 'n manier om besit te herwin. Dit bring jou terug by die eerste beginsel van aanvallende spel, dis om die bal te kry. Selfs al kry die Warriors net ongemaklike lynstaan balbesit, sal dit die Stormers help om dryfmaalbewegings teen hulle te verhinder. Akani Simbine het Sondag aand in Rabat, Marokko vir die 4de keer in 2025 'n erkende tyd van onder 10 sekondes onderweg na sege in die 100 meter genaal en boonop 'n derde oorwinning op 'n ry van jaar se Diamantliga reeks behaal. Sy wentyd was 9.95 sekondes. Brodensee Godiso was self tweede in haar 800 meter wedloop, waar sy voor die Ethiopiër Tsige Duguma die knie moes buig. Wade van die Kerk was 5de in die 200 meter met 'n tyd van 20.26 sekondes, met Benjamin Richardson 7de in 'n tyd van 20 sekondes, 49. Sinay van der Walt was 5de in die 400 meter hekkies met 'n tyd van 55.37 sekondes. Carlos Alcaraz, die tweede gekeerde Spanjaard, het die Italiaanse kwalifiseerder Giulio Zepirere met 6-3, 6-4 en 6-2 in die eerste ronde in Parys gewen. Alcaraz sou aanvanklik in die eerste ronde teen Kei Nishikori gespeel het. Die Japaner het om die naweek met 'n rugbesering aan die enigste Grand Slam toernooi op klei onttrek en is toe deur Zepiri in die hoofloting vervang. Alcaraz speel volgende teen Fabian Marozsan van Hongarye. Die omgekeerde Duitser Daniel Altmaier het vir die tweede keer in 3 jaar 'n topspeler verras toe die vierde gekeerde Taylor Fritz van Amerika in 4 stelle met 7-5, 3-6, 6-3 en 6-1 gewen het. Altmaier het Jannik Sinner van jaar die topgekeerde in 2023 in 5 stelle in die tweede ronde in Parys geskok. Sinner was daardie jaar 8ste gekeer gewees. Die tweemalige finalis in Parys, Casper Ruud van Noorwe, het 'n gemaklike eerste ronde oorwinning van 6-3, 6-4 en 6-2 oor Albert Ramos Vinolos van Spanje behaal. Die 7de gekeerde Ruud, wenner van die Madrid Ope, het die kwalifiseerder met 6-3, 6-4 en 6-2 gewen. Suid-Afrika se enigste verteenwoordiger in die mans enkelspel, Lloyd Harris, sal vandag in die eerste ronde teen die 17de gekeerde Rus Andrei Rublev te staan kom. Novak Djokovic, wat mik na sy 25ste Grand Slam titel, speel vandag ook. Hy kom in die eerste ronde teen die ongekeerde Mackenzie McDonald van Amerika te staan. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1327, Polokwane 922, Lephalale 1026, Bombela 925, Mahikeng 822, Pretoria 922, Johannesburg 916, Ermelo 420, Richards Bay 1422, Pietermaritzburg 1117, Durban 1522, Port St Johns 1419, Bethlehem 417, Bloemfontein 618, Allewal Noord 618, Welkom 819,
Vryburg 722, Kimberley 920, Appington 1226, Prieska 1122, Springbok 1223, Karasburg 1326, Keetmanshoop 1227, Mariental 1227, Alexanderbaai 12 en 18, Brandvlei 1324, Loederitsbaai 1528, Vredendal 1325, Kaapstad 12 en 19, Sutherland 5 en 17, George 1117, Jeffreys Bay 12 en 19, Geberra 11 en 17, Graafrenet 28, Oos-London 12 en 17, De Aar 28, Molteno 5 en 15, Beaufort West 10 in die oggend, 23 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.86 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.59. Die prys van 'n euro is R20.34. 'n pond kos R24.22. Die prys van 'n yen is 13 sent. Die prys van silwer is $33.43 Amerikaanse sent per fyn ons. Goud se prys is $3.342 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $64.78 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: die lewe gaan nie oor hoe goed jy is nie, dit gaan oor hoe goed jy wil wees. 'n Aangename dag vir jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Dinsdag word vir julle toegewens.